Geliefdes, goeienaand. Dit is weer 'n voorreg om u te groet in daardie wondernaam van ons koning, ons Heer, ons meester, 'n vriend duisend. Selfs te midde van die storm bly hy ons vriend. Amen. Die lied sê, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord. Can find there is none like you. Dit is inderdaad 'n groot voorreg om u weer te groet op hierdie blad. Pastor De Bruin, op die Apostolic Voice blad. Ek weet ons gaan vanaand weer 'n geweldige seën ontvang uit die hand van die Here. Ek bly op hierdie tema waarom bekering belangrik is vir ons. Nie net vir ons Christen, maar vir elke nasie, volk en taal. Bekering, very important. Amen. Geliefdes, ons lees vanaand uit Matteus 4 vanaf vers 12 tot 17. En ek lees weer uit die 83 vertaling, ek verskoon. Die woord van die Here altyd geseën. Toe Jesus hoor dat Herodes vir Johannes in die tronk laat opsluit het hy na Galilea toegegaan. Hy het nie in Nasaret gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum by die see, in die gebied van Zebulon en Naphtali. So moes vervul word wat deur die profeet Jesaja gesê is. Jy, gebied van Zebulon en gebied van Naphtali, aan die seekant en oorkant die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon. Die volk wat in duisternis woon, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Lees die 17de vers weer oor. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Geliefdes, Jesus vertrek weg van Nasaret na Kapernaum. Kapernaum is so 32 kilos vanaf Nasaret. En hy trek daarvan af weg vir die volgende redes. Hy wou wegkom van die ewige teenkanting. En nou, Jesus het baie teenkanting gehad vir die standpunte wat hy gelig het en vir die lering wat hy gegee het. Ook die wonderwerke wat hy verrig het. Daaroor het hy baie teenkanting gekry. En die onverskilligheid in Nasaret. Mense kan baie lelik raak by tye. En dit is glad nie is 'n jy weet, uitheemse ding nie. Mense raak lelik vir die simpelste goedjies. Jy praat vandag met die persoon, môre kan jy nie glo dat dit dieselfde persoon is met wie jy gepraat het nie. Dan is hy persoon se gesig heeltemal suurlemin getrek. Die persoon wil nie met jou praat nie, die persoon is kort af met jou, maar gister was daar goeie gesprekke gevoer. Mense raak baie lelik. Mense is baie wisselvallig wat hulle emosionele toestande aanbetref. En omdat Kapernaum, die tweede rede, omdat Kapernaum 'n groot vissersdorp was, en daar baie mense was, so daar was baie bedrywighede in Kapernaum, kon hy hulle ten minste bereik. Kyk, as die mense van Nasaret lelik is met jou, dan is die beste uitweg om weg te trek. En Jesus besef het. En hy trek weg
En terwyl hy na Capernaum gaan, sien hy, maar hier is 'n opportunity. Hier is 'n geleentheid waar hy die evangelie kan preek. En die derde rede vir sy wegtrek uit Nasaret was dat die boodskap van bekering mag nooit stop nie. Die boodskap van bekering mag nooit stop nie. Die boodskap kan nooit vervang word met iets anders nie. Maar die enigste pad na die hemel is deur bekering. En hier preek Jesus self in die 17de vers. Van toe af het Jesus begin preek. Hy het self begin preek en gesê, bekeer julle. You see, daar's geen verlossing sonder bekering nie. Die enigste manier tot by God is deur bekering. Amen. Jy moet jou lelike maniere laat staan. Jy moet jou lelike houdings los. Jy moet jou bekleierery los. Jy moet jou geskellery los. Jy moet afstand doen van alle negatiewe goed. Jy moet jou gedrang kry of jou julle amper sê ek nou weer 'n verkeerde woord. Jy moet jou gedrang kry los. Mense, jy weet, geloop kerk en dan hulle soek net die nagmaal op. Net om alkohol in hulle liggaam te kry. Weet jy so baie alkoholiste selfs in die huis van die Here. Want hulle soek net hy geleentheid. Jy moet hy goed los. Daar kan nie twee gode op een pad loop nie. Nee. Jy sal moet kies, is of die vyand, die duiwel, of jy kies die Here. Jy kan nie beide dien nie. En dan verskoning daarvoor kry nie. It's not working like that. Elke individu, liewe luisteraar, elke individu moet die boodskap van bekering moet dit hoor. Moet dit hoor. Sondags moet hierdie boodskap hoor. So 'n paar jaar gelede is ons besig met 'n nuwe projek. Baie goeie jy weet uitkyke gewees, of sal ek sê baie goeie platforms gewees. En ek lees gou hierdie vision statement van hierdie organisasie wat so 'n paar jaar terug gelons was in die Parel. En ek was God dankbaar om deel te wees daarvan. Amen. Luister gou na hierdie vision statement. It is a dream where the hurting, the depressed, the frustrated, and the confused can find love, acceptance, guidance, hope, peace, and encouragement. It is the dream of sharing the good and uncompromised good news of Jesus Christ with each and every person we meet. It is the dream to develop and help equip unchurched sinners, non-believers, backsliders to achieve their God-given talent and gifts. It is the dream to develop every believer to become a minister and a missionary in order for us to reach the lost and make disciples of every nation. This church ain't for the perfect, because Jesus made clear in Mark 2:17, I do believe in my heart that this dream will come true, because God is not a man that he would lie. 'n baie goeie vision statement. En een aand hierdie organisasie of hierdie gemeente baie goed gedoen. Hulle was uitstekend, goeie goedjies
daar gehad, goeie strukture daar gehad en alles. Maar die een swakpunt was, daar's 'n gedeel in die vision statement waar daar gesê word, en dit was die downfall van hierdie organisasie. It is the dream of sharing the good and uncompromised good news of Jesus Christ. No, if you don't compromise with sin, then you won't do that sin. Dit beteken jy los dit, jy doen dit nie weer nie. Because this was part of your old person. The new person does not consume alcohol the way he consumed it before. You stay away from those bad habits. It is an uncompromised situation. You don't go there anymore. You don't speak it right no more. It is uncompromised. The word of the Lord is uncompromised. Ons kompromiseer nie met die woord van die Here nie. As ons dit gesê dat jy nie moet drink of jy mag nie roekeloos wees nie, jy mag nie in die dans gaan sit nie, jy mag nie tussen die spotters wees nie. Ek meen, dit is skrif. Dan moet jy nie daar gaan sit nie, because we don't compromise those things. En een aand, toe is hierdie vision statement vergete, en die persone, gaan nou nie name noem nie, bevind hulle toe by 'n funksie, en terwyl daar, jy weet, mense is by die funksie en hulle bel vir my en hulle sê vir my, kyk wat gaan aan. En ek het my kop maar net laat sak in skaamte. Ek het gedink, Here, wat gaan aan met ons mense? Hoe is dit dat ons nie stryd kan loop nie? Hoe is dit dat ons nie, jy weet, mens probeer daarom at least, maar jesulik, jy gee nie net sommer net in nie. Jy kom so ver vanaf. Jy was in die ding wat jy aangewoond is, vernietig huise by die dag, by die minuut, by die sekonde. En die bottel staan op die tafels en die se consume, dit is net 'n drinkery, kom ek sê so. But remember, the next day is church. En nou is ons die next dag. Ek het my klaar uitgespreek oor hoe ek voel. Ek is so 'n persoon, ek reageer sommer op die daad, op die tyd wat die ding gebeur. Ek gee dit eers 'n bietjie denke en dan begin ek met my storie. En toe ons by die kerk kom, die next dag, toe hoor ek nie, maar ek is nou sommer onder sensuur. Dan gaan sommer nou na die kerk, sal daar nou 'n storie, sal die storie nou aangespreek word. En ek het gestaan op die woord van God, dat 'n fontein bring nie voor 2 tipe waters nie. Jy dien of die Here, of jy dien die vyand. Maar jy kan nie vandag die Here dien, en môre is jy vry by in die teenwoordigheid waar die vyand gaan bid word nie. You can have all the excuses in the world. You can say that it is your word. We don't compromise. As jy regtig waar vir God wil werk, dan gaan jy die Here vertrou vir 'n werk. En as jy 'n musikant is, of wat ook al jou situasie is, ek het baie suksesverhale van mense wie op die Here vertrou het, geweier het om in die klubs te speel, en op die einde van die dag speel in die kerk, en daar is iemand wat groot companies het, en hierdie persoon
trek hierdie jongman en hy kry werk en speel gospel tot vandag toe. So moenie vir my vertel van it is your work and the church don't pay you and al die verskonings, it's not going to work. It is not going to work. We don't compromise. As die woord dit verbied, dan verbied die woord dit. En die woord kom nie van my af nie, dit is die woord van God. David sê, moenie in die kring van die spotter sit nie. So, how do you get it right, om op 'n Vrydag en 'n Saterdag aand in die klubs te wees, in die pubs te gaan sit, jou ciders te drink, of whatever jy daar gaan drink, amen, en dan Sondagmôre, vat jy die mic en dan is jy weer vry. Maklik het jy nou Saterdag aan reg deur geparty. En Sondagoggend met hy dronk liggaam, gaan staan jy op die stage en jy gaan God se mense, gaan jy toesing. How do you get it right? Hoe kry mens dat reg? Maar wanneer die onding met jou gebeur, jy weet, jy kom in die moeilikheid, of jy kom in 'n situasie, dan is jou stem harder as wat dit normaal is, wanneer jy uitroep na God. Maar wanneer dit Vrydag en Saterdag is, hoor jy nie die Here se naam nie. Jy hoor nie God se naam nie. Jy's ewig gemaklik tussen die Sondags. Want jy het nie eens 'n woord vir hulle nie. Dink dit daaraan. En ek is lief om daai voorbeeld te maak. Die Sondag kry dit maklik reg om vir jou na hulle tipe parties te nooi. Of jy nou gaan drink daarso, of wat jy by die situasie gewees, dit is nie ter sprake nie. Maar wanneer die klem opval, hulle nooi vir jou en jy gaan. Nooi die Sondag vriend na jou eredienste toe. Nooi die Sondag vriend na die funksies toe wat kerk hou. Dan is die persoon absent. Hy kom hier is nader of naby kerk uit nie. But you are so eager to join him in his programs. Is dit hoe ons lewe? Maar Jesus kom en hy sê, luister hierso, die boodskap van bekering, ons mag nooit stop nie. Ons moet nie stop nie. Mense gaan teenstaan, mense gaan teen jou praat. Don't stop preaching the gospel. Amen. We don't compromise. Ons kan nie God se woord compromise nie. Ons kan nie God se woord compromise. Ons kan nie die slegte ding goed praat nie. As die Here dit verbied het, dan verbied die Here dit en ons moet daarvolgens gaan. There's no excuse attached to that. Jy kan nie eendag voor God gaan staan en sê, "Maar Here, U verstaan ons, U verstaan toe ook deur hy proses gaan." Nee, die Here verstaan dit net absoluut niks nie. Sy woord is ons aanklaer. Sy woord gee ons direction. Sy woord leer ons wat om te doen. Hoe is dit moontlik dat ons 'n ander tipe openbaring kry van wat God nie gesê het nie? Jesus sê, bekeer julle, want die koninkryk van die Here, van die hemel, het naby gekom. Markus 1, van vers 14 en 15. Kom ons lees. Nadat Jesus in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Jesus doen dit self. Ek weet nie wat is julle probleme nou in hierdie tyd, dat julle so baie verskonings het, en sê dat die Here gaan verstaan, die Here is hier, kyk jy na die mense wat, nee, as jy verkeerd is, dan is jy verkeerd. Jesus het self
hierdie evangelie gepreek. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Hoor nou, bekeer julle en glo die evangelie. Weer 'n keer sê Jesus, bekeer julle. Wie van julle sal nog vandag sê, nee, maar dit is glad nie nodig om te bekeer nie. Ja, daar is mense wat dit glo. Jesus homself glo nie dit nie. Jesus sê, bekeer julle. Wie het vir jou gesê dat is nie nodig meer nie? Ons is nou in die genade. Luister, Jesus sê dit self. Daar was nie 'n teenwoord teen dit wat Jesus gesê het nie. Hy het gesê, bekeer julle. Bekeer julle. Kom ons kry hom in konteks. Bekeer julle en glo die evangelie. Liewe luisteraars, geliefdes, die goeie boodskap van God is dat die heerskappy van God oor die bose deur die bediening van Jesus aangebreek het. Amen. Jesus het nou begin domineer. Jesus het nou begin preek teen die verkeerd. Jesus het nou die verkeerde ding aangespreek. Met ander woorde, die ruimte vir die vyand om te dictate was little. Want die Here was aggressive in die verkondiging van die woord van God. God se heerskappy, liewe dierbare vriende, dit word sigbaar. Mense kan dit sien, want mense getuig nou van hoe hulle uit sonde gekom het. Hulle getuig nou van hoe hulle genees was van siektes. Die mense getuig nou van hoe hulle uit skuld uit bevry geword het. Man, die koninkryk of die heerskappy van God word nou sigbaar. En hoekom is jy nog nie deel daarvan nie? Omdat jy nie glo nie. Jy is bereid om die boodskap van bekering aan te neem nie. But you won't have any choice. Dit is die probleem, jy het geen ander keuse nie. Maar die enigste way na die Here toe is deur bekering. Jy moet deur Jesus kom. Jesus sê, ek is die deur, jy moet deur my kom. Hy sê in Johannes 14:6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, jy sal jou tot God moet bekeer. There's no other way. Beloveds, as daar was, sou dit geskrywe gewees het, sou dit gesê gewees het, daar is nie. En die wie die boodskap, of die evangelie verkondig, he will wait for you in hell. Of versewyse, you will wait for him in hell. Dit is hoe ernstig het is. Lukas 13 vanaf vers 1 en 5. En hiermee gaan ek eers stop. Ek weet of julle hierdie boodskap so geniet soos wat ek het geniet nie. Because ons is in die laaste dae. En Jesus sê, die boodskap van die bekering, ons moet nie stop nie. We have to continue. Tydig en ontydig moet ons die evangelie preek. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs, vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar vir julle nie bekeer, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe
toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle het hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Dis Jesus self wat die praat. Dis Jesus self. Geliefdes, ons het nie 'n verskoning nie. Mens, jy het nie 'n verskoning nie. Mense se regverdigheid word nie bepaal deur die feit dat hy bly lewe en sterwe nie. Nee, jou regverdigheid word bepaal deur jou keuse wat jy maak. Gaan jy in die sonde bly, dat die genade van God vir jou nie skrif, ja, nee, stellig nie. Waar sal ek kan val en nie weer opstaan nie. Liewe dierbares, almal, dis 'n feit, ons almal gaan eendag sterwe. Of jy nou gaan sterwe, of jy môre gaan sterwe, of jy oormôre gaan sterwe, of volgende week gaan sterwe, of volgende jaar gaan sterwe, wanneer jou dag aanbreek, jy gaan sterwe. Ons moet dit aanvaar, dat jou sterftedag is deel van ons menswees. Prediker is baie duidelik, hy sê daar's 'n tyd om te lewe, maar daar's ook 'n tyd om te sterwe. Maar hoe gaan ons sterwe? Wat gaan ons reaksie wees as ons sonder God sterwe? Daar gaan nie meer 'n way wees vir jou terug nie. Jy gaan nie meer kan terugkom en vergifnis vra as jy sonder God sterwe nie. Hoe gaan ons sterwe? Jy weet, as ek die dag tot sterwe kom, liewe vriend, ek praat van myself, moet dit wees dat ek in God se hande, God se teenwoordigheid, met God se verhouding, ek wil sterwe in Christus Jesus. Sodat ek in hom weer kan opstaan. Maar hoe gaan jy sterwe? Jy sal met haas maak, my liewe vriend. Tyd loop uit. Jy sal met God moet versoen. Jou tyd raak min. Jy sal moet baie vinnig maak. Jy sien, mens stel uit elke dag, nie nou nie, nie môre nie, nie oormôre nie. Ons stel maar nog so uit. Daar gaan 'n dag aanbreek. Die tyd sal leer, ons sê mos hy ding. As die tyd reg is, die tyd is elke dag vir jou reg. Jy moet dit besluit maak. Jy moet dit 'n keuse maak. Luister my liewe vriend, die enigste manier hoe ons vrymaking kan kry, is deur bekering. Jy moet Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. Bekering, my liewe vriende, is om die Here aan te neem, niks anders nie. Om hom jou God te maak, niks anders nie. Om hom deur dik en dun te dien, niks anders nie. Om jou vertroue in hom te plaas, niks anders nie. God is the beginning and he must be the end. Gaan nie anders te werk nie. Hy is die eerste en hy gaan ook die laaste wees. Dit gaan nie anders om vir jou werk nie. Jy moet Christus Jesus in jou lewe aanneem. Luister, ek sluit af met hierdie lied wat sê, as ons getrou is, dan sê die lied, never fail me yet. Jesus' blood has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever I may go, because Jesus' blood has never failed me yet. Die bloed van die Here het ons nog nooit geval nie. Hy sal dit ook nie nou doen nie. Maar jy moet 'n besluit maak
om met Christus te versoen. Geliefdes, my storie is vanaand uit. Be glorified, totdat ons môreoggend weer terugkom en gesels oor die storie, waarom bekering vir ons belangrik is. Mag die Here u seën vanaand. Mag die Here vir jou God van naby wees. Be glorified.